Goeiemôre almal. Ons groet julle in die naam van Jesus Christus. Dankie vir almal wat hier teenwoordig is. Tot die hond is bly, ons is almal hier. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike nuwe dag, Here. Dankie vir al die reën wat ons gehad het gister. Genade van U af, Here. Maar Here, U sê U reën nie net oor die gelowiges nie, maar ook oor die ongelowiges. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat U 'n regverdige God is. En dankie dat ons hier kan saam wees in U naam vandag, Here. Here, waar ons gaan praat oor 'n onderwerp wat nie baie aangespreek word nie. Gee my die woorde, Here, dat ons hierdie boodskap reg oordra. Maar Here, U sê ook daar waar 2 of 3 in U naam vergader is, daar is U ook. En dankie dat U hier is vandag, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek praat vanoggend oor een van Suid-Afrika se gunsteling onderwerpe. Dobbel en lotto. Nie in Suid-Afrika nie, die hele wêreld. Maar die vraag is dit sonde om te dobbel of om lotto te speel? Daar is 2 antwoorde. 'n Kort antwoord. Die handeling om 'n spel te speel vir geld is nie noodwendig sonde nie. Maar daar's 'n langer antwoord ook. En ons gaan 'n bietjie kyk na hom vandag. Dobbel. Wat is die definisie van dobbel? Is om geld te verwed op byvoorbeeld 'n kansspel of iets dergeliks waarvan die uitkoms onvoorspelbaar is. Nou dit behoort al klaar vir ons so 'n paar rooi liggies te wees. Die Bybel veroordeel ook nie direk dobbel of lotto of weddenskappe nie. Maar die Bybel waarsku ons voor geldgierigheid. Die Bybel moedig ons aan om weg te bly vanaf enige word vinnig ryk skema of 'n ding wat vir jou beloof jy gaan net wen die hele tyd. Daar's kerke wat vir ons dieselfde ding probeer leer, né? Maar dieselfde ding probeer leer, jy gaan altyd net die beste van alles hê en gaan net goed gaan met jou. Klink amper soos casinos. Dobbel en lotto is beslis gemik daarop om 'n liefde vir geld onder mense te verkondig. Om mense te kry om na hierdie plekke toe te gaan om vinnig te probeer ryk word. So wat is fout met dobbel? Dobbel is een van daai dinge wat oënskynlik of op die oog af nie gevaarlik lyk nie. En baie mense sal sê, ja, maar as dit matiglik gedoen word, is dit mos nie 'n probleem nie. Maar dobbel is beslis 'n mors van geld. Maar dit is nie noodwendig boos nie. Mense mors geld op baie ander dinge.
Maar ekstra geld moenie gemors word nie. Dobbel is ook nie minder geld mors as byvoorbeeld om 'n rolprent te gaan kyk nie. 'n Rolprent te gaan kyk. Of onnodig 'n duur ete te gaan eet in 'n restaurant. Of om 'n stokperdjie te beoefen. Of om onnodige goed te koop wat jy nie nodig het nie. Of selfs om geld te mors op 'n verslawing. Dis alles geld mors. Ekstra geld moet gespaar word. Leer die Bybel ons. Ons moet voorsiening maak vir ons toekoms. Ja, ons vertroue is op die Here. Hy is ons voorsiener. Maar hy sê ons moet rentmeesterskap vat van wat hy vir ons gee. Ons moenie ons geld in die water gooi met allerlei onnodige goed. Alhoewel die Bybel nêrens spesifiek praat oor dobbel nie, sien ons dat daar wel melding gemaak word oor die lotwerk. Ons sien 'n voorbeeld in Levitikus 16, waar Aaron die lot moes werp op die sondebok en die versoeningsbok. Een is geoffer vir die sondes, en een vir die versoening. Maar hy moes 'n lot werp om te kies wat die ene gaan wees. Josua moes die lot werp om te sien watter stam, watter deel van die grond gaan kry toe hulle in die beloofde land ingegaan het. Geen fout daarmee nie. Nehemia het die lot gewerp om te bepaal wie hout sal voorsien vir die tempelaltaar. As ook om te bepaal wie gaan in Jerusalem bly en wie gaan in die stede rondom Jerusalem bly. Ander bekende een is die disippels wat in Handelinge 2, of Handelinge 1 althans, die lot gewerp het om te bepaal wie Judas gaan vervang. Maar daar is 'n voorwaarde aan hierdie goed. En ons lees dit in Spreuke 16, vers 33. In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. Jakobus sê vir ons in Jakobus 4 vers 13 tot 17. Hy sê kom nou. Julle wat sê vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie. Hoe danig is julle lewe? Tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar julle roem in julle groot pratery.
Al sulke roem is verkeerd. En hier is 'n belangrike vers 17. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit wat? Sonde. Sien julle hoe ernstig is hierdie saak nou? As jy weet wat om met jou geld te doen, om goed te doen, maar jy doen dit nie, dan raak dit 'n probleem. Wat dink ons sê die Bybel oor casinos en lotery? Maar kom ons kyk, 'n casino. Casino. Ja. Daar met die mannetjies met die een arm, né? Met jou geld steel. Hierdie ouens maak gebruik van allerlei slinkse planne en slinkse bemarkingsdinge waarmee hulle die mense probeer lok. En is alles suiwer gemik daarop om mense te kry om soveel geld as moontlik te kom spandeer. In baie gevalle word daar selfs vir die mense gratis of goedkoop drank gegee. En ons weet wat gebeur wanneer alkohol en geld vermeng word. Chaos. Die gebruik van alkohol veroorsaak dat daardie persoon nie meer wyse besluite kan neem nie. En nou begin hy geld mors wat hy nie het nie, né? Alles binne 'n casino. En ek was 1 of 2 maal in my lewe by sulke plekke en nie weer nie. Maar al hierdie plekke is so opgestel dat hulle groot bedrag geld kan vat en net so 'n bietjie geld uitbetaal. En dit gee vir mense dalk net so vir 'n oomblik so 'n bietjie plesier. En dan's alles weg. Net so 'n bietjie laat die persoon nog so 'n bietjie meer. Ag net nog so. En dan as jy weer sien, het hy hierdie maand en volgende maand se huur weggedobbel. En sulke mense ook. Dan kom ons by lottery. Jy weet lotery, lotto, né? Hulle vertel vir mense, ons gebruik hierdie geld vir die ontwikkeling van skole en een of ander goeie dade. En dan dink mense, ag, dan is dit maar oukei om ons geld daar te spandeer. En dan kry hulle mense wat ongelukkig nie kan bekostig om geld daarop te spandeer nie, wat hulle geld uitmors. Hierdie aanloklikheid om vinnig ryk te word is vir enige iemand wat desperaat is net 'n groot versoeking om te kan weerstaan. Stel jouself in die posisie, jy weet, dinge gaan maar rof. Januarie gaan nou al by die helfte van Februarie, né? En nou begin die manne planne maak om geld te kry. En dan verloor hulle meer as wat hulle eintlik gehad het. Enige iemand se kanse om hierdie goed te wen is oneindig skraal. Oneindig skraal, sê ek. Dis 1 in 'n paar miljoen. En die gevolg is dat baie mense se lewens vernietig word. Huwelike vernietig word. Mense se geluk gesteel word.
En dan kry jy ander mense, nee, maar ek speel die lotto, want dan gaan ek vir die kerk geld gee. Klink alles baie goed. Klink pragtig. Ek speel die lotto, want ek wil vir die kerk geld gee. Die realiteit is, dat bitter min van hierdie mense wat die lotto wen, of groot geld wen met dobbelary, ooit vir 'n kerk van daai geld gee. Dit word nie aangewend vir dit wat hulle gesê het nie. En die hartseer gedeelte, en dit is deur baie studies bewys dat die oorgrote meerderheid van hierdie mense wat groot bedrag geld wen met lotto, binne 'n paar jaar, nadat hy geld gewen is, slegter af is wat hulle was voor dit. Want hy weet nie hoe om daai geld te bestuur nie. Dis net te veel op een slag. Hy het nie eens gewerk vir hierdie geld nie. Dit het in sy skoot geval. Nou sit hy met 30 miljoen, hy weet nie wat om te doen daarmee. En dan begin hulle mos, papa. Verder het God ook nie jou geld nodig om sy sendingwerk in die wêreld te befonds nie. God het nie die mense geld nodig om sy sendingwerk in die wêreld te befonds nie. God voorsien. God sal seker maak dat daar op die regte oomblik geld is om te doen wat gedoen moet word. Kom ons kyk wat staan geskryf in Spreuke 13 vers 11. Goed wat uit niks verkry is, word minder. Maar hy wat met die hand bymekaar gemaak het, kry altyd meer. God is almagtig. En hy sal in al ons behoeftes, en ook in die behoeftes van die kerk, voorsien. Op 'n eerlike manier. Dink ons God word vereer deur byvoorbeeld geld vanuit dwelmhandel, of iemand wat 'n bank geroof het en nou skielik 'n klomp geld bring vir die kerk. Gaan jy nie red nie, boetie. God het nie hy geld nodig. Net so kan God ook nie hierdie geld gebruik wat gesteel is vanaf armes nie. Armes wat deur die versoeking van rykdom verlok is nie. God kan nie gemeenskap hê met duisternis nie. Die Bybel maak ook geen geheim daarvan dat die liefde vir geld die wortel van alle kwaad is nie. Geld is nie die probleem nie. Maar dis wanneer geld jou lewe begin oorheers, jou liefde vir geld, dan raak die balans versteur en God nie meer so belangrik nie. Die Bybel is ook baie duidelik dat ons nie God en Mammon kan aanbid nie. Verder leer die Bybel ons dat ons tevrede moet wees met wat ons het en nie geldgierig moet wees nie. Die Bybel leer ons ook om nie besorg te wees nie, maar om al ons begeertes met gebed en smeking aan God bekend te maak.
So gemeet aan hierdie dinge, hierdie paar verse wat ek nou genoem het, waar staan dobbel en lotto? Om te dobbel, vir lotto kaartjie te koop, dalk nie direk sonde nie, maar geldgierigheid is sonde. God beloof ons in Matteus 6 dat hy vir ons sal voorsien. Hy sê hy weet wat ons nodig het. Ons moenie bekommerd wees oor hierdie goed nie. So om te dobbel, en ek gaan hiermee afsluit, om te dobbel is amper om vir God te sê, jy vertrou hom nie. Hoe kan hy vir jou voorsien in al jou behoeftes? Dink jy God gaan oukei wees daarmee? En ek sluit af met 1 Timoteus 6, vers 6 tot 8. Maar die godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is 'n groot wins. Ons het niks in die wêreld ingebring nie. Baie duidelik. Ook niks daaruit gaan wegdra nie. Maar as ons voedsel het en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die woord vandag, Here. Dat ons dit vasmaak in ons hart. Dat ons U eerder vra vir wat ons nodig het, Here. Ek onthou wat 'n ou oom eendag vir my kom sê het. Die Here vra, waarom vra jy my nie? Vertrou jy my nie? Vra ons die Here nog vir dinge wat ons nodig het? Of vertrou ons onsself? Here, dankie dat ons vertroue kan stel in U. Dankie dat ons weet, Here, U is 'n waarmaker van U woord. Dankie dat ons kan weet, U woord is ja en amen. Want U is 'n liefdevolle Vader. Dankie, Here, vir die geleentheid om U woord nog te kan verkondig. Gaan saam met ons deur hierdie week, Here. En bring ons almal weer veilig by mekaar. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.